Saterdagoggend hierdie tyd gesels ons met John Grywenstein oor die verhouding tussen die mens en die hond. John, ons het verlede Saterdagoggend gesels oor die St. Bernard, maar jy het baie e-posse van ons luisteraars ook gekry wat gesê die Pekingese. En ek weet nou, jy sê die verhouding tussen die mens en die hond strek vir die laaste 150 jaar, maar die Pekingese het 'n baie interessante verhaal. Ja, Jacques, dit is so. As ons gaan kyk na die oorsprong van die Pekingese is van Chinese oorsprong. Nou, ons moderne hond, en soos in die ontwikkeling van die honde wat ons van gepraat het, soos hy gerig is daar in Europa 150 jaar gelede. Maar het ons hierdie sy-takke wat inkom, en is die Pekingese is een van hulle. En hy is een van die oudste honderasse wat daar is. En dit is waarom ek dink daar soveel belangstelling is na aanleiding van wat ons vroeër gesels het. Weet jy, Jacques, ons kry van hierdie honde, die Pekingese honde, uitbeeldings in bronsbeelde voorwerpe in China van so oud as 4000 jaar oud. Sure. Nou, wat ook interessant is, die Chinese keisers het hierdie honde gebruik in hulle paleise en hulle aangehou. En hulle het geglo dat hierdie honde hulle gaan help na hulle hiernamaals toe. En om hulle dan om hom dan te beskerm. Ja, en weet jy, Jacques, dit is een van die redes hoekom hierdie honde na die keiser se dood is hy dan geoffer saam met die keiser te begrawe te word, want die hond gaan hom help. Maar eers later, baie jare later, toe die Britse soldate die stad Peking ingeneem het hier in 1860, het hulle van die paleise geplunder. En wat kry hulle daar? Die sogenaamde sonhonde, die Pekingese, en het hulle teruggeneem na Engeland toe. En een van die eerste ontvangers van die Pekingese was ou koningin Victoria. En hulle het die honde ook, wel hulle het in 'n ander van die Britse adel toegeneem en het hierdie honde toe bekend geraak as die Pekingese. En interessant, waar hy baie sterk en mooi gevestig geraak het, is tussen die twee wêreldoorloë. Het ons gekry dat die Pekingese gevestig geword. Hy het nou nie so 'n groot populasie meer nie, maar hy is stabiel as ons daarna gaan kyk. Nou, hierdie hondjies, Jacques, het 'n baie interessante oorsprong, want as ons gaan kyk, was hy gekoppel aan die mens in sy ontwikkeling. En baie mense sê hy is 'n waardige hond. As hulle gaan stap, dan is dit 'n waggel tipe hond met waardigheid. Die Pekingese. Die Pekingese, ja. En dis 'n baie lewendige hond. En hy selfs ook 'n goeie waghond, maar weet jy wat? Hy word beskryf in die wetenskap by die honde vir sy aangepasheid nie aan te beveel vir kinders nie. Interessant. Dis omdat hy so deur groot mense die heeltyd gehou word en sy beweging is nie so aktief soos wat ons gaan kry 'n hond en jy gaan draf met hom nie. Daarom is kinders 'n bietjie lewendig en woelig vir hulle. Nou, maar hulle is goeie waghonde. Hulle blaf al is hulle so klein. So 'n mens moet, as 'n mens 'n Pekingese het, is my aanbeveling, neem hom gereeld uit, gaan stap kort entjies en gee baie aandag aan sy pels. 'n Mens moet regtig waar amper op 'n daaglikse basis om uitkam om hom netjies te hou. Wel, dit gaan hom nou nie mooier maak nie. Kyk, die Pekingese is nou nie bekend vir dat hulle nou verskriklike mooi honde is nie, maar kom ons bly hulle nou maar kam, dalk gebeur daar iets. Ja, Jacques, interessant natuurlik, sê die mense as hy so uitgekam is een van die honde wat beskryf word, hy lyk soos 'n leeu. 'n Pekingese soos 'n leeu. 'n klein leeu. Ek dink ons moet gaan koffie maak, John, en jy het koffie nodig. Doc John Grywenstein, wat elke Saterdagoggend met ons gesels oor hierdie baie komplekse verhouding tussen die mens en die hond.